Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Maandag die 6de Julie 2026. Hierdie week gaan ons 'n bietjie gesels en reis saam met iemand wie se naam ons al baie in die Bybel gehoor het, in die Nuwe Testament, maar miskien nie regtig baie aandag aan gee nie, en sy naam is Barnabas. Nou, die verhaal van Barnabas is een van die onvertelde en onderskatte verhale in ons Bybelse biblioteek. Maar is eintlik iemand wat by uitstek vir ons wys hoe 'n lewenstyl gevorm word deur die geestelike gewoontes wat jy beoefen. En natuurlik het hy 'n fenominale bydrae tot die eerste kerk en die vestiging van die koninkryk gemaak. Eintlik sou woorde bietjie ontbreek om regtig te beskryf waar hy inpas as Paulus se meeloper ensovoorts. Hy is eintlik vir ons 'n voorbeeld van iemand wat sy arsenaal van gawes, en ons gaan so 'n bietjie in hierdie week by dit uitkom, dis bemoediging, vrygewigheid, gasvryheid, begeleiding, tot voordeel van die kerk en in diens aan die Here aangewend het. Hy illustreer vir ons eintlik deur sy lewe hoe 'n Christelike lewenstyl kan werk. Nou, as ek dit vir mekaar gesê het, waar ontmoet ons hom die eerste keer? In Handelinge 4, vers 32 tot 37 lees ons: Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Lewiet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is. Dit beteken iemand wat mense moet inpraat. Het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld ingebring en dit vir die apostels gegee. So hier ontmoet ons nou vir Barnabas met sy eerste groot handeling. Nou ons weet nie hoe het hy tot geloof gekom nie, dit word nie vir ons presies verduidelik nie, maar ons sien dat hy deel is van hierdie gemeente, deel van 'n baie spesifieke groep mense. En dat God mense se afkoms en hulle gawes gebruik, wat baie keer doodgewone goed is, soos om 'n stuk grond te verkoop wat jy besit het, om dit dan op 'n unieke manier in te span binne die kerk en die gemeenskap, om verstommende goed reg te kry, soos om van die Christelike gemeenskap wêreldwyd 'n vrygewige, gasvrye een te maak. Barnabas se vrygewige geskenk het 'n impak ver bo dit wat hy in sy tyd kon voorsien het. En dis waarvan enigiemand wat gewone dinge in diens van die Here en sy kerk stel. So, hoe sou ons nou in ons moderne vandagse tyd vir Barnabas kan navolg in die bemeestering van die geestelike gewoonte van vrygewigheid? Om dit van wat jy het te gaan kyk, wat het jy, wat kan jy gee? En daar's baie wat ons kan gee, uiteraard. So, byvoorbeeld om gasvry te wees is een daarvan, om vir iemand iets aan te bied om te eet, om te sorg. Op die oomblik, en dit hoor ons nou in hierdie tyd, is daar nood in ons land op verskillende plekke, sentrums, waar die mense wat huidiglik uit ons land uitbeweeg, gehuisves word, en daar's net nie genoeg kos vir hulle nie, en daar's nie versorging vir hulle nie. So het ons in ons eie sinodale gebied, het ons nou nood by Musina, waar mense wat deur die grenspos daar moet gaan, en is op die oomblik, sê die media, tot 20.000 van hulle, het nodig om versorg te word. En ons kan ons ook, van hier waar ons in Pretoria is selfs, 'n aandeel gee in ons vrymoedigheid en vrygewigheid om hulle te help. En net soos Barnabas, eintlik dan 'n groot ondersteuner, iemand wees wat mense moet inpraat te kan wees, as die kerk sy hande kan uitsteek en sê, kom ons help julle, julle is op pad huis toe, maar ons wil julle help om te verstaan, ons gee om, ons het liefde en ons wil dit met julle deel. Dan word ons net soos Barnabas, 'n bemoediger. En hoe doen ons dit? Met vrygewigheid. Here Jesus, baie dankie dat ons vir Barnabas kan leer ken, sommer hier in die begin waar hy vrygewig is.
Mag ons hierdie week ervaar, as ons op sy voetspore loop, dat daar baie meer in hom is wat ons van hom kan leer en kan navolg, in ons eie lewens ook. En seën ons dan met die wonderlike gawe van om 'n bietjie klein Barnabasse te wees. Ons bid dit in U naam, in naam van ons Here Jesus Christus. Amen.